Dis goeiemôre, good morning, dis sporttyd. Ek is Arnold Geerts. Vandag direk vanuit Potchefstroom is Franco Leroux, een van Suid-Afrika se voorste hekkies en kortafstand atlete. Franco het onlangs die Afrika-rekord in die 60 meter hekkies in Pole by die wêreldkampioenskappe verbeter en het ook deelgeneem aan die wêreldstudente en binneshuise wêreldfinale wat hy dan ook daar gehaal het, die eindstryd. Franco, baie lekker om jou saam met ons te hê. Eerstens, kom ons gaan net terug na Pole toe. Het jy verwag dat jy die Afrika-rekord gaan verbeter? Goeiemôre oom. Dis moeilik oom, want ek en my coach se beplanning het mooi geloop en gevorder soos ons gehoop het dit sou. Ek en hy het altoe saam gedroom vir dit. So in 'n mate wil ek sê ja. Ons het geweet dit kan gebeur, ons beplanning en alles mooi geloop en ek dink omdat coach Sean ook tevore al binneshuis gehardloop het, die ervaring wat hy opgebou het en saam gekry het en saam met die klomp buitelanders wat geoefen het, het ek gedink ons voorbereiding alles is reg om dit te kan doen. Ek is so bly jy noem jou afrigter Sean Bounds, want dis baie mooi poëtiese lisensie, want dis toe nou die atleet wie se rekord jy verbeter het. Ja oom, dit is, ek en hy het altyd beoefening, dan praat ons al, ek hou daarvan om sy stories te luister oor waar hy gehardloop het en als in sy binneshuise stories het my baie geïnspireer. En sy rekord was altyd op die kaarte om te breek. En dit is sy nalatenskap, die rekord wat hy gelos het. En ek dink nou dat ek hom gebreek het met, omdat ek so atleet is dit nog beter. Dit sit hom in 'n baie goeie spasie en 'n oogwink dat ons op die regte pad is met ons hekkies en oefening. En ja, ek dink is 'n goeie storie om te vertel dat ek my coach se rekord gebreek het, maar vir hom ook dat ek sy atleet is en sy nalatenskap. Jy noem Suid-Afrikaanse atletiek op die oomblik. Natuurlik, dit lyk van die buitekant af asof daar 'n groot oplewing in SA atletiek is. Waaraan skryf jy dit toe? Want jy's daar in die binnekringe. Oom, ek kan nou nie veel uitpraat nie. Ek praat maar net namens wat ek weet. Ons het 'n klein span wat gegaan het. Dit was regtig lekker. Ons het almal mekaar goed leer ken op die toer. En alles wat gebeur het, ons kan regtig kla nie. Dit was 'n baie goeie ervaring vir ons almal en ek dink ons almal het uit geleer en gebaat vir die seisoen wat voorlê en hopelik sal almal dit weer doen om nog 'n wêreld binneshuis te gaan doen. Maar ja, ek kan net sê ek is trots op elkeen wat saam met my deelgeneem het. Dit was 'n regtig lekker en goeie ervaring vir ons almal gewees. Ek dink vir ons kykers wat nie regtig die verskil ken nie, hoe sien jy die verskille tussen buite deelneem en dan binneshuis? Dit is buite deelneem het jy nog 'n kans om later in die wedloop deur te kom en sou dit gebeur dat jou eerste stuk nie goed is nie, waar binneshuis is dit baie spesifiek. Dit is as hy geweerskoot klap, dan moet jy van die begin af of gelyk met die groep atlete wees of voor wees, want daar jou spasie vir foute maak op die 60 hekkie is baie minder as op die langer 110 meter hekkie. Maar bygesê, as jy 'n goeie begin het uit die blokke uit, dan maak 60 hekkie die wêreld se verskil. Dan is dit baie lekker. So dit kom verskriklik baie neer op die tegniese deel wat wegspring is. Ja, verseker. Ek en coach het daarna gekyk einde van laas jaar seisoen dat my blokstaart sterk genoeg was om te kan kompeteer teen die res van die wêreld en toe het ons die besluit geneem om binneshuis te gaan doen om te kyk kan ons hom nog sterker en nog meer verbeter teenoor wat hy reeds is, juis vir die buiteseisoen wat voorlê. Ek was gelukkig genoeg om verlede jaar vir 'n paar dae in die sogenaamde village daar by julle te kom bly vir 'n konferensie en dit het my opgeval, daar's net top atlete oral. Daar's Olimpiese atlete wat so gereeld in Potch kom oefen daar by julle en dis natuurlik 'n ding wat Jean Verster en sy groepie gedoen het. Dit moet ongelooflik baie help om in daardie milieu te kan oefen, nie waar nie? Dit is verseker oom. Dit gee ons klomp Potch atlete en ek dink Suid-Afrikaanse atlete baie meer blootstelling vir dies wat nog nie op die vlak kan hardloop van wêreldspele en spanne kan maak nie. Om teen daai ouens te oefen en op dieselfde baan te oefen, gee dit vir ons baie meer 'n blootstelling en ek dink vir skoolkinders, as ek myself in daai skoene moet plaas, is dit 'n baie groot inspirasie vir hulle ook. En vir my ook elke keer wat ons saam met hulle oefen. Vir my en coach Sean help dit baie omdat die is hekkie atlete in Potch waarteen ek oefen.
elke keer en met hulle by raak die kompetisie net sterker en sterker om teen te oefen en myself te verbeter, dat as ons op die wêreldklas hardloop, dat dit niets is nie, dat ek al teen die ouens geoefen het elke dag wat hulle hier is, wat dit baie makliker ook maak en die blootstelling is net soveel beter vir ons almal. Franco, wat is julle volgende doel, jy en coach Sean se doelwitte, vir wat kom? Ek het reeds die naweek wat verby is, my heel eerste 110 weer gehardloop. So van nou af is dit maar net werk vorentoe vir seniors. Ek hoop om my SA titel te verdedig en om weer te vat. En dan later die jaar, soos dit aangaan, is daar Afrika kampioenskappe en Statebondspele waarna ek uitsien sou ek die span maak. Die kwalifikasies is maar moeilik en hard en daar is sterk kompetisie in Suid-Afrika met die hekkies, so dit gaan is gestoei wees tot aan die einde toe, maar ek sien uit vir wat kom. Ek wou jou juist vra oor die kwalifikasie, want ons het verlede week vir Ilse Wexel nog 'n afrigter hier gehad wat self geargumenteer het dat dit effens hoog is vir baie van ons Suid-Afrikaanse atlete. Wat moet jy doen om te kwalifiseer? Hoe vinnig moet jy hardloop? Ek moet 13.27 hardloop op die 110 hekkies om te kwalifiseer. Ek is op die oomblik op 'n 13.44 pas. Dit is 'n groot sprong. Dit klink dalk na baie min, maar in die groot prentjie van 110 hekkies is dit nogals 'n groot spring, maar ek verstaan die kwalifikasies moet hoog wees. Ek verstaan hulle wil ons ook sterker kry om te sê as jy vir die Statebondspele en Afrika spele kan qualify, staan jy kans om vir wêreldkampioenskappe volgende jaar te kan kwalifiseer. So ek sien dit meer as hulle berei jou voor vir die groter prentjie in plaas daarvan om te sê ja, dis nou moeilik om spanne te maak. Sien ek dit as ons kan werk vir die volgende stap en 'n groter prent wat voor lê. Ek wil jou laastens vra, ja of nee, is 13 miskien iets wat jy kan doen oor 'n paar jaar van nou af? Verseker. Daar sonder 'n twyfel, ons gaan hom verseker kan hardloop en hopelik vinniger kan gaan. Uitstekend, Franco. Dis hoe dit behoort te klink. Ons is baie trots op jou, maat. En stuur asseblief vir Sean groete van oom Annie hierdie kant. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Franco Leroux, een van Suid-Afrika se voorste hekkies en kortafstand atlete, wat net 2 weke terug die Afrika rekord oor die 60 meter gebreek het daar in Poland. Bly met ons, want net hierna gesels ons finansies en dan kan ons miskien hoor wat die petrolprys aan Tuis se lewe doen.